Die Ek is Jagter klere-reeks is beskikbaar op Wilton Jag se splinternuwe aanlyn winkel. Gaan na ekisjagter.co.za. Welkom weer eens vanuit my tuisateljee. Oom Krappies Els van Natshoot kuier by ons in die Pretoria ateljee. Ons loer ook na ons Julie uitgawe van Wilton Jag tydskrif wat Vrydag op die winkelrakke beskikbaar is. Ons bring vir jou so ietsie ekstra vanaf die Julie uitgawe van Wilton Jag tydskrif. Omdat ek nie in die Pretoria ateljee hierdie week kan wees nie, het iemand spesiaal vir my ingestaan. En ek dink julle gaan hierdie aanbieder baie geniet. Saam met ons in die ateljee is Natshoot wat ons meer vertel oor hul skenking aan Help Jag. Verf my hart met beskrytheid. My bloed die slagpen wat my siel uitspuit. Ek's gebore man van die veld, doodgewone kalfhotel. Akasha draai in my vlees vanaand, soos die mense oor hul jag daar praat. Vir nou is dit die stadsgedruis, as die winter kom is jy my huis. En Kalahari roep my nou, die Here het jou met sy hand gebou. Ek skiet in die rooi, maar vir my die blou. En net 3 tellings is my hart by jou. En Kalahari duine rooi, God se land die mooiste mooi. Ek sien die silhouet van 'n gemsbok staan, en 'n springbok wat op die duin gaan dans. En Kalahari roep my nou, Kalahari hemelblou. Sy, welkom by Wilton Wonderlik. Ek is die tydelike aanbieder van Verona trou die naweek. So Verona, jou werk is nie in gedrang nie, maak nie saak hoe goed ek hierdie doen nie. Jy is nog steeds nie jou werk kwyt nie, moenie worry nie. En sterkte met die huwelik. Onthou, jy moenie vir jou man sê huwelik dit, huwelik dat, en dit gaan 2 kante toe. Ek is bevoorreg om te sê ek is 'n ambassadeur van die Help Jag projek en ek het die land nou al plat getoer vir vleis vir kleuters en ek kan nie glo hoe barmhartig die boere is nie. Ons mense staan saam soos een man en ek kan nie, ek het dit begin. Hoe hulle my genader het was deur 'n blomme vir brood projek deur my en my vrou. Ons het 16.000 brode ingesamel vir Helpende Hand en toe daar boere gekom sê hulle wil deel wees en in 4 weke se tyd het ons 35 ton groente en vrugte ingesamel vir minder bevoorregtes. En dit is net 'n voorreg om te kan gee en ek kan sien hoe aansteeklik barmhartigheid. Maar genoeg van myself. Ons het vir hom Krappies hierso vandag hierso in die studio. Jammer dat ek nou so in die ateljee om mooier Afrikaans te gebruik. Om Krappie het 'n ongelooflike bydrae gemaak met die Help Jag poging en ek kan net vir hom baie dankie sê. As oom het vir ons bietjie meer en is 'n ongelooflike plesier om hom te ontmoet ook. Soms so op die intrapslag ook oom. As oom ons so 'n bietjie meer kan vertel hoe oom hulle gehoor het van hierdie en hoe oom hulle bygedra het met hierdie proses. Man, ons is reg in die begin het ons met Henny hulle gepraat oor die ding toe die toesluit nou kom. Ons was nou al van tevore by Help Jag betrokke ensovoorts hier in die begin van die jaar, maar toe die toesluit nou kom, toe begin goed nou moeilik raak in die Help Jag projek. En jy het nou net nog gepraat oor barmhartigheid. Van waar ons sit by Natshoot se kant, kan ek net vir jou sê die werk wat daai dames doen. In my bek hang oop. Ek kan nie glo dat 'n ou soveel moeite kan doen vir 'n saak nie. Sake is nie meer belangrike goed. Dit is ongelooflik. So wat jy nou ook vertel van die oopmaak van harte van mense, dit is fantasties dat dit nog so is. Ja.
Omdat ons toe nou in die toesluit was en omdat die ouens toe nou nie kon gaan jag nie, wat 'n baie groot effek het op die beskikbaarheid van karkasse vir helpjag, het ons toe nou gesê, nou maar goed, kom ons probeer 'n wiel aan die gang sit. Want dit is nie net ook karkasse vir helpjag nie, maar onthou nou die plaaslike grondeienaars. Natuurlik. Die wildboere wat lede is van WRSA ensovoorts. Hulle het geen inkomste nie. So dit ons het nou al lankal 'n verhouding met Barry en Richard York van York Safaris daar by Alma, en ons het met hulle in verbinding getree en gesê ons kan R15,000 per maand vir 4 maande gee, sodat 'n ou 'n paar sente kan versprei oor 'n tydperk, want 'n mens weet nie hoe lank is hierdie toesluit ding aan die gang nie. Ons weet nou nog. Ja, ons weet nou nog. Jy is heeltemal reg. En nou ja, goed, toe het ons nou met Barry en Richard gepraat. Hulle was bereid om vir ons 5 blou wildebeeskarkasse te gee per maand vir daardie geld. Ongelooflik, en dis staan nou daai R15,000 wat jy nou per maand. Dis 'n hengse bydrae wat definitief. Geldjie is nou niks. Wat hulle dan doen op hierdie stadium vir Junie en Julie sover, het hulle dan nou die karkasse gejag en hulle verwerk op die plaas. Hulle het toevallig besigheid in Pretoria gehad, wat hulle toe nou in Junie die karkasse na Uitkyk vleismark toe vervoer het vir Margolay. Ongelooflike slaghuis ook is. Ja, nee, maar hulle het vasgesit. Margolay het 'n probleem gehad met slagters daarbo, wat hulle net nie kon in die ding inwerk nie. Jy weet, hulle kon net nie die karkasse. Dit is wel 'n probleem. Ek het bewus geraak van dit is makliker om die vleis te gaan haal, as wat jy dit laat staan by iemand anders, en dan want dit is net mense raak te besig. Nee, dit is so, jy weet, maar nou ja, goed, ons is by daai hekkie verby as gevolg van Barry hulle wat toe nou goed vervoer het. En hulle het vandag, toevallig vanoggend het Barry nou weer 6 karkasse kom aflaai by Uitkyk. Want hulle verwerk nou die goed op die plaas ensovoort. So, ons het in die proses probeer om so 'n bietjie geld in die platteland in te kry by boere, want 'n mens moet help. Ons het nou toevallig daai verhouding. En dan, jy kan nou die oop hand sien van daai kant af, en ons kon dan nou die karkasse dan nou op die manier by helpjag uitkry. So, ons sal nou nog vir Augustus en September sal ons nog steeds elke maand 5 karkasse kry. Ons is baie bevoorreg om in die bedryf waarin ons is, so 'n bietjie 'n ander styl te volg as ander verenigings, omdat ons goed alles elektronies is, ensovoorts. Dit help ons om op 'n ander manier met mense op die platteland in verbinding te tree. Ja. En dan die voordeel wat ons lede het deur wild en jag met die tydskrifte en met die daaglikse e-pos en nuusbriewe is eintlik fantasties, omdat dit skep 'n baie groot sirkel waarin 'n mens 'n klomp goed kan doen, en waarin ons die saak van bewaring, habitatsbewaring en volhoubare benutting kan bekendstel en kan maak werk. Dis vir so baie ouens is dit so baie moeilik om te verstaan dat hierdie tipe van goed wat ons nou doen in die help van helpjag, wat 'n welsynsgesig het van kom ons help ander, is daar 'n hengse terugvoer na die plase toe in terme van die feit dat jy habitat beskerm in die afneem van oortollige diere, waarin jy geld inbring in 'n landelike ekonomie. En is half simbioties. Absoluut, die sirkel bly voer mekaar heeltyd. En as 'n mens dit kan vergroot, hierdie tipe van goed, dan doen ons dit met plesier, omdat soos alle ander verenigings is omtrent 68% van ons lede is in Gauteng gesetel, want dis mos maar waar die bevolking is. So die bydrae wat hier vandaan af uitgaan in terme van jag, ons het nou in die begin van die jaar gewys ons bydrae verlede jaar, wat in die omgewing van 92 miljoen was, wat ons lede net in terme van diere wat hulle geoes het bygedraai. So die bedryf is so groot en die hoeveelheid geld wat ons van praat is so groot, dat hierdie bietjie bydrae wat 'n mens maak vir helpjag, maak 'n mens eintlik jou oë toeknyp en sê, joeg, jy weet, dit is so min.
Ja, maar ek dink altyd dit enige vorm, elke ou se 10de verskil. So dit is op die einde van die dag, 'n mens hou jou hande bak met jou vingers oop en al die genade wat die Here in die palm van jou hand strooi, dan loop die oormaat deur die leemtes van jou vingers na jou buurman toe. Dan los die Here net genoeg in die palm van jou hand om jou deur die maand te trek. So elke ou se mate verskil. Dit is so. Nee, ek dink is 'n baie groot voorreg dat 'n mens aan hierdie goed kan deelneem. En ons sal beslis vorentoe wel daaraan deelneem en ek weet ons lede neem daaraan deel. En ons bemark uit die aard van die saak, bemark ons helpjag onder ons lede sover as wat ons moontlik kan. Daar is op ons webwerf se tuisblad is helpjag ook aangedui as een van ons vriende en een van ons vennote. So helpjag is vir ons 'n baie belangrike fokus. En ons sal aanhou om daarop te fokus in enige manier wat ons moontlik kan. Dankie oom Krappie, ek waardeer dit opreg. Dit is ongelooflik en dit is nog vir my 'n groter voorreg om oom te ontmoet. Ek kan hoor ek kan nog baie leer by oom. So van die Bobbejaan jag gepraat. En ek sê dit is altyd vir my lekker om met groot geeste in die wildbedryf te praat en in die jagbedryf. En ek is altyd, my oupa het altyd gesê 2 ore en 1 mond gekry. So kom ek nou so stil is ook terwyl ek na jy praat want ek luister meer as wat ek praat want ek neem maar net al die ou wysheid in. Nee, baie dankie. Maar baie dankie vir Dis baie dankie vir die geleentheid. Dis vir ons 'n baie groot voorreg. Vreeslik baie dankie. Waardeer oom Krappie. Baie dankie oom Krappie. Dit was 'n ongelooflike voorreg om te leer ken vandag en dankie vir julle bydrae van oom se kant af en van Netshoot se kant af tot en met helpjag. Ons waardeer dit opreg. Daar word 8000 leuters gevoer deur hierdie projek. Jy wat daar sit in hierdie program kan 'n verskil maak. Verona, hierdie volgende boodskap is vir jou. As jy nou op Witbrood gaan, ek sal weer instaan vir jou, maar ek gaan wel nie instaan vir jou Witbrood nie. So, laat weet my, ek is 'n oproep weg. Sien julle by die volgende Wild en Wonderlik. Totsiens. Our July edition is Friday available on all store shelves. We are very excited about a special collaboration with Safari Outdoor. We bring you something extra with this edition, a tactical section. Here are some of the stories that you can look forward to. We bring you a terrific hunting story on page 8 to 12. Malcolm MacDonald shares his first bushbuck ram hunt in the article The Prince of the River. Christopher Roelofse bring aan jou 'n artikel, Swartkruid in Suid-Afrika. 'n Baie interessante stuk met 'n gepaardgaande video om te geniet op bladsye 40 tot 44. Prof Koos Botma bring vir ons 'n in-diepte bespreking oor die Kaapse eland. Ons leer van sy verspreiding, habitat, dieet, gewoontes en meer op bladsye 58 tot 61. Dan wag daar ook 'n veldverslag waar ons wild vang op Wildfontein. Kyk ook die video's van die massa vangste op ons platforms. And in our new tactical section. Over the next few months, Game & Hunt will be doing a trial run with Safari Outdoor, stockist of a variety of great products, enabling us to bring you product tests, reports and much more. Remember to keep us informed of any online or real events taking place in the game and hunting industry. We are currently still on level 3 of the lockdown and have various restrictions with regards to gatherings. There are, however, still some planned events for the future. Here is the calendar. Remember the Summit Wildlife Auction on the 26th of September in Graafrenet. Baie dankie vir die saamkuier. Onthou om in te teken tot ons daaglikse nuusbrief, die Game & Hunt Daily, en ook ons digitale tydskrif, die Game & Hunt Digimag. Dan is ons ook baie opgewonde oor ons splinternuwe aanlyn winkel in samewerking met die musikant Appel. Gaan loer gerus by www.ekisjagter.co.za. Tot volgende week. Totsiens. Die Ek is Jagter klere-reeks is beskikbaar op Wild en Jag se splinternuwe aanlyn winkel. Ga na ekisjagter.co.za.